So ons is nou by die tweede gedeelte van die koninkryk van God wat ons in 3 gedeel het. En vandag gaan ons 'n bietjie praat oor hoe lyk dit wanneer God se koninkryk gedemonstreer word. Prakties, wat sien jy en hoe ervaar jy dit? En net hoe Jesus dit uitgeleef het. So Jesus se bediening het gelei tot gemeenskap van gelowiges. En party mense bedien en dan lei dit tot gelowiges wat nie saam wil wees nie. Nee. Ander mense bedien en dan lei dit tot mense wat saam getrek word. Nee. So daai hart van koninkryk is nogals 'n belangrike gedeelte. Met ander woorde, wat is die vrug van dit wat jy doen? As jy 'n suurlemoenboom geplant het, dan verwag jy tog suurlemoene, nee. So as God sy koninkryk in jou tot stand gebring het, dan is die verwagting dat as ek na jou kyk, of liewerster kom ek kyk na myself, nee. As God sy koninkryk in my geplant het, nee, dan is die verwagting dat ek sy koninkryk in my sal sien tot stand kom. So die hoofteks vir vandag is in Lukas 11 vanaf vers 14 tot 23. En dis toe die slim manne vir Jesus aangekla het dat hy deur Beelzebul, nee, demone uitdryf. Dis op daai dag. So Lukas 11 vers 14 staan op 'n dag het Jesus 'n demoon wat stom was uit 'n man gedryf. Nadat die demoon hom verlaat het die stomme begin praat. Die skare was verwonderd, maar sommige van hulle het beweer, dit is deur Beelzebul, die aanvoerder van die demone, dat hy die demone uitdryf. Ander weer het van hom 'n teken uit die hemel gevra om hom te toets, maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, gaan ten gronde, en 'n huis wat verdeeld is, kom tot 'n val. As ook Satan teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk dan staande bly? Tog beweer julle dat ek deur Beelzebul demone uitdryf. As ek deur Beelzebul demone uitgedryf het, deur wie dryf julle seuns hulle dan uit? Daarom sal hulle regters oor julle wees. Maar as ek deur die vinger van God demone uitdryf, dan het die koninkryk van God julle bereik. Wanneer 'n goed bewapende man sy eie huis bewaak, is sy besittings veilig. Maar as daar iemand aankom wat sterker as hy is en hom oorrompel, neem so iemand die volle wapenrusting af waarop die sterk man vertrou het en verdeel die byt. Wie julle nie by my skaar nie, is teen my. En wie nie saam met my bymekaar maak nie, verstrooi. So hier kom Jesus en dis presies daai stelling wat Jan gemaak het oor die boelie wat kom, nê. So jy hoef nie die grootste te wees, jy het 'n maatjie wat groot is. Nee. En as jou maatjie wat groot is opdaag en hierdie sterk man wat voor jou staan, nê, hierdie mag of hierdie krag wat buite jou vermoë is, dan kom jou maatjie wat groter is en hy trek al die vermoë van hierdie sterk man af, nê, sy borsplaat en sy swaard en sy alles wat hom beskerm, en hy maak hom tot niet. En dis 'n praktiese demonstrasie van die koninkryk van God. Met ander woorde, Jesus kom hier en hy sê, okay, prakties, nê, wil julle weet hoe lyk 'n koninkryk? 'n Koninkryk lyk so. Want hy sê vir hulle hierso, nê, in vers 20, in vers 20. Maar as ek deur die vinger van God demone uitdryf, dan het die koninkryk van God julle bereik. Ja, ek weet nie presies, dalk sal maar weet, hoekom sê hy die vinger van God, nee, ek weet nie, dit my nogals getiekel, nee, ek sal gaan soek, maar dis asof hy sê, God hoef net te raak, nee, so hy sê, God het eers probeer nie, nee, soms so 'n fliek met sy vinger, nee, en dan is die bose magte weg, en uit ons belewenis uit, nee, en uit hierdie persoon se belewenis uit, hierdie persoon was stom gewees. Met ander woorde, hy kon nie praat nie. Nou so party mense sê, dis net vir daai tyd. Nee?
Nou ek het hierdie week 'n baie interessante onderhoud geluister, nê, waar hulle met 'n soldaat praat wat in die Kanadese spesmagte was. Nou hierdie ou is tans is hy 'n armdruk kampioen, nê, tweede in die wêreld, maar nou voor hulle onderhoud met hom. Maar hy was vir 20 jaar lank in die Kanadese spesmag. En die eenheid waarin hy was, het in Irak het hulle gewerk op die stad. En een van sy makkers, nê, het ewe skielik nadat hulle uit was op 'n operasie, hulle het gaan werk doen buite, nê. Toe begin hy in ander tale praat. En hy kan almal se sondes vir hulle vertel. En hy het ewe skielik allerlei kennis wat hy voorheen nie gehad het. Toe stuur hulle hom na die dokters toe. Nee, nou hier is 'n soldaat wat praat, nee, dis nou net 'n ou wat sê, hoor hierso, hierdie het gebeur, nee. Hulle stuur hom na die dokters toe en die dokter sê, hoor hierso, hierdie ou is siek nie. Toe stuur hulle hom na die sielkundiges toe. Sê hulle hierdie ou is ook nie mal nie. Maar dan vertel hy vir die dokter sy sonde van toe hy 'n kind was. En toe stuur hulle hom na die vader toe, die paderheid toe, wat aangestel is oor die eenheid. En toe na 10 dae toe die priester hom verlos van die demoniese mag. Toe het hy 'n duiwel uit hom uitgedryf. En toe hulle met die priester gaan praat na die tyd, toe vra hy vir die priester, maar wat het gebeur? Toe sê hy, nee, dis al die 3de keer wat hy hierdie spesifieke demoon uit 'n soldaat uitdryf, wat in daai gebied funksioneer. Nou dis in die afgelope 10 jaar wat hierdie plaasgevind het, nee. Okay, so ons lewe in 'n wêreld waar ons 2 koninkryke. Julle stem, nee? En dan kan ek kan nog getuienis of julle gaan soek, en as julle dit wil self kyk, dan kan julle dit self kyk, nee? Maar so ons soek nie 'n duiwel agter elke bos nie, nee? Ons soek die sterk man wat daai, nee, magte en kragte kan oorwin. Met ander woorde, wanneer ons in 'n situasie inkom, dan wil ons graag sien dat God se koninkryk tot stand kom. Ons wil die vrug van sy koninkryk sien. Met ander woorde, ek stel nie belang in die vyand in sy posisie en sy mag en alles wat hy doen nie, dit is sy moeilikheid, nee. Ek stel belang in God se koninkryk wat in my lewe sigbaar is. Nou daai soldaat, dit het fisies met hom gebeur. Na dit het die weermag hom medies ongeskik verklaar. Maar die dokter het gesê daar's niks fout met hom. En die sielkundige het gesê daar's niks fout met hom. So selfs die wêreld erken, nee, dat daar geestesramming is. Julle verstaan. En alhoewel mense dit nie kan verklaar nie, sien ons dat ons lewe, nee, in 'n tyd waar toe Jesus op die toneel verskyn het, het hy gekom met 'n nuwe leerstelling en hy het gesê die koninkryk van God is nou op hande. Dis nou. Ons het laasweek ons daaroor gepraat. Hy het gesê die koninkryk van God is nou. Dis hier. Jy kan dit vat. Dis jou nou. Hier kom Jesus, hy demonstreer die koninkryk en dan sê hulle vir hom, nee, dit kan nie God wees nie. Dit moet 'n demoon wees. Jy moet boos wees. God kan nie sulke goeders doen. En dan verduidelik hy vir hulle, en dan sê hy, maar, dit is nie die vinger van God, nee. God het toch nie sy krag gedemonstreer, nie. Dit is sommer maar net. So, baie lank het Israel gewag vir die vervulling van die profetiese beloftes, en hier sien ons dat dit bekend gemaak is. En dat Jesus Christus dit vir hulle bekend gemaak het. En sy bediening was baie meer as net prediking gewees. Daar was aksie op sy prediking. Met ander woorde, die wonderwerke wat ons gesien het in Jesus se bediening, en dan die wonderwerke wat jy sien in jou lewe, nee, is 'n bevestiging van God se woord in en deur jou. So ons gaan nie uit met die doel om 'n wonderwerk te sien nie, nee. God bring 'n wonderwerk as bevestiging van dit wat hy reeds in jou tot stand gebring het. Die wonderwerke wat Christus gedoen het, was omdat God binne hom was, kon die wonderwerk tot stand kom.
So as ons doel net wonderwerke is, nê, dan mis ons die bus, want die doel is eintlik God binne in jou. Maar dit beteken nie ons mag nie of ons hoef nie wonderwerke te sien nie, en dit beteken ook nie dat hulle nie daar gaan wees nie, want wanneer God in jou is, dan gaan ons extraordinêre goed sien. Ons gaan goed sien wat buite ons vermoë is. Ons gaan sien hoe God iets of iemand aanraak wat jy nie kon aanraak nie. Iets of iemand bereik wat jy nie kon bereik nie. Iets of iemand transformeer wat jy weet vir jou heilige siel, dis buite jou vermoë. Is dit net ek wat al goed probeer het, wat ek glad nie reg kry nie? Nee, so glad nie. En dan bid ek, en dan vra ek Here vir genade, en dan as jy weer sien, dan is dit uitgesorteer. Nee, nou, dis 'n wonderwerk. So Jesus het hier die koninkryk gedemonstreer, nee. As Jesus die koninkryk gedemonstreer het, nee, hoe word dit vandag voorgesit? Met ander woorde, Jesus kom hier en hy sê, okay, maar dis hoe die koninkryk van God lyk. Hy dryf 'n demoon uit iemand uit, en daai persoon wat nie kon praat nie, kan nou praat. Nee? Met ander woorde, daar's gesag in die geestelike realm. En hy vat daai gesag. Hy het nie eens 'n groot storie daarvan gemaak nie. Hy het dit sommer net gedoen. Hy het 'n groter storie gemaak van die aanklag as van die wonderwerk wat hy gedoen het. Nou, Jesus demonstreer die koninkryk. Matteus 4:23 staan daar, en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke sieke en elke kwaal onder die volk genees. Matteus 9:35, en Jesus het al die stede en dorpe besoek en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig aan elke sieke en elke kwaal onder die volk het hy genees. Dis dieselfde, né? Dis presies dieselfde getuienis van wat hy gedoen het. So Jesus het gegaan en hy het fisies vir hulle gedemonstreer. Nou mense sê Thomas het nie geloof gehad nie, né? Want Thomas het gesê hy wou graag voel, né? Hy het vir Jesus gesê, wys my die gate in jou hande en wys my die wond in jou sy. Ek wil sien. Wys vir my. Maar ek wil sê, dit is juis geloof, om na God toe te gaan en sê, wys my, ek wil sien. Nee, want hier het God vir die mense gewys, en hulle het nie geglo nie. Hy het fisies vir hulle gewys, nee. Kan jy nou dink, jy staan daar, hier is 'n ou wat stom is, nee. Hy is sy lewe lank stom gewees. Almal ken hom. Hy is die stom ou by die robot, vir wie jy af en toe R5 gee. Of dalk as jy aan hom dink terwyl jy in die winkel ingaan, dan gee jy maar vir hom 'n brood en 'n melk. Nee, ek weet nie, dis hoe ek maak. Ek hou nie daarvan om vir mense geld te gee. Dan koop ek 'n brood en 'n melk. En partykeer is hulle dankbaar, ander hulle kyk met so aan asof dit simpel is, nee. Nou gee jy vir die ou die brood en die melk wat jy nou gedink, nee, en elke week sien jy hom. Of in Pieterstein is daai man wat 'n versteuring het wat op en afloop, nee. Nou ons almal ken die ou wat daar op en afloop met die versteuring, nee. Almal weet van hom. Kan jy nou dink, oor 'n week of 2 is Pikkie daar en hy stap by die koöperasie en hy dryf daai demoon uit. Hoe gaan die koöperasie dan gons? Nee, dis 'n storie, nee, dis iets om oor te praat. En dan volgende keer as hulle die ou sien, dan sit soos anders, nee. Sien dieselfde, nie almal weet hoe hy was. Nou sien ons, maar nou praat hy normaal en hy's besig en as jy weer sien het hy 'n klein spaza shoppie daar in die dorp. En hy doen sy ding. Nou dis prakties wat Jesus gedoen het, hè? Hy het na die Jode toe gegaan en hy het hulle gesê, hoorie so, hier is die koninkryk van God. Kyk, ek genees die siekes, ek doen dit wat onmoontlik is. Kan jy dit doen? Nee, ek het nie, as ek nou vir jou sê, nee, kom ons begin vandag. MG sê ons moet konstant bid vir sy kinders vir genesing. Ek kan onthou hoe was dit op daai size, nee. As jou vrou jou 3 uur die oggend wakker maak, dan sê ons nou hospitaal toe gaan. En dan ry jy met Rebecca hospitaal toe en dan kom jy daar aan en dan sê hulle, o nee, ons gaan nou net waarneem. En dan kyk ek, okay, maar ek neem maar in elk geval heeltyd waar. Ek weet nie verstaan.
Ek weet nie, wat gaan jy nou meer doen as wat ek doen? Ons stoom maar, ons neem maar waar, as hy die ophou asemhaal, dan sal ek na jou toe ry. Ek weet nie, wat moet ek maak, nee. En dan gaan jy deur al hierdie goed, en dan as jy weer sien, dan bid ek vir haar, en dan genees die Here haar, en hy vat die slaim weg. As ek soos, ja, okay, maar ons het vir weke, maande gesukkel met hierdie goed. En dan op 'n oomblik is dit soos 'n deurbraak. Hoe werk dit? Dis wanneer die koninkryk van God tot stand kom binne in my, dan sien ek die manifestasie van dit wat hy binne in my gedoen het. So, let op die patroon, né? Jesus het die koninkryk verkondig, en dan demonstreer hy die koninkryk. Hy het die koninkryk verkondig, en dan het hy dit gedemonstreer. So die prediking, né, en die manifestasie het saamgeloop. Dit was nie van mekaar geskei nie. Lukas 4, 18 en 19 staan daar, en die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Jesus beskryf hier, en hy sê, dat daar's 'n sigbare gevolg aan God se regering, aan die feit dat God regeer, né? Dis goeie nuus vir die armes, dis genesing vir die gebrokenes, dis bevryding vir die wat gevange is, dis herstel van sig vir die wat blind is, en dis vryheid vir die wat onderdruk is. Daar's 'n fisiese gevolg wanneer God opdaag. Daar's iets fisies wat transformeer wanneer God se koninkryk tot stand kom. Nou Lukas 27, kom ons lees dit gou saam. Toe die manne by hom aankom, sê hulle, Johannes die Doper het ons na u toe gestuur om te vra, is u die een wat sou kom, of moet ons vir iemand anders wag? Op daardie oomblik was Jesus besig om baie mense van hulle siektes en kwale en bose geeste te genees, en baie blindes weer te laat sien. En hy het geantwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het. Blindes sien weer, verlamdes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en armes word aan die goeie boodskap word aan hulle verkondig. So Jesus het nie vir Johannes hier gesê, luister jy wonder nou of ek die Messias is, nee, en is ek die een wat nou gestuur is na jou nie. Hy was 'n vreemde mens, nee. Hy kon in die dorp gebly het, toe bly hy in die veld. En hy kon linneklere gedra het, dan draai hy 'n vel, nee. En hy kon kos geëet het, dan eet hy sprinkane in heuning. Ek weet nie, weet julle al 'n sprinkane in die heuning gedoop? Bak jy hom of braai jy hom of druk jy 'n stokkie deur en dan hoe vang jy genoeg sprinkane? Ek weet nie, my kop is te prakties daaroor, nee. Maar ek weet hy was 'n vreemde ou gewees. En dan kom hy en dan vra hy vir Jesus, is jy die Messias? Is jy regtig die een? En as Jesus se reaksie is nie, hoor hierso, ek is, omdat ek so sê, en hierdie ou sê so, en daai ou sê so, en daai ou sê so, en daai ou sê so, en kyk, hulle almal sê so. Hy sê, kyk net wat ek doen. Kyk net na die werke van wat ek doen, en dan besluit jy. Nou dis die koninkryk van God. Wanneer ek en jy by 'n punt kan kom wat ons sê, okay, maar God se koninkryk het in my midde gekom, wanneer ek kan sien, my reaksie het getransformeer. My aksie is anders. Die manier hoe ek initieer het verander. Die manier hoe ek reageer op swaar kry verander. Die manier hoe ek reageer op 'n uitdaging is liefde. Die manier hoe ek reageer op verwerping is deur uit te reik. Daar's 'n transformasie. So Jesus het in wese vir hom gesê, nê, kyk na die tekens van die koninkryk. Nou vra ek vir myself, nê, terwyl ek hierdeur lees, dan vra ek vir myself, okay, maar
Waar is die tekens van die koninkryk in my lewe? En dan kan ek sulke flikkerende liggies sien. Nee. As mens daar van Christo afdraai na Drie se Biltong in die aand, dan kan jy Ryds se liggies so sien flikker. Nee. Of jy kan nie Lindley se liggies sien flikker. Nee. Ek sien sulke flikkerende liggies van God se koninkryk in my lewe. Tekens dat dit is daar. So ons moet by daai waarheid kom, wat die wonderwerke was nie die doel nie, maar die wonderwerke is die teken. Met ander woorde, dit is die resultaat van wat ons gedoen het. Nee, maar dis nie hoekom ons doen wat ons doen nie. So ek soek nie die koninkryk sodat daar ewe skielik wonderwerke gaan wees nie. Nou, genadiglik kan almal loop en almal kan sien hier binne, nee. En party mense hoor net selektief, maar hulle kan 100% hoor as hulle wil, nee. So ek hoef nou nie vandag op daai spot geplaas te word. Dat iemand nou sê, okay, maar jy sê nou so nou bid vir my. Maar dan het ek nou al in my jeug, nê, sulke goed gedoen, en dan partykeer sien jy 'n wonderwerk, en 'n ander keer sien jy nie 'n wonderwerk nie. En dan kan ek nou nie vir jou sê, dit is omdat ek nie geloof het gehad het, of dit is omdat ek geloof gehad het nie, maar ek kan vir jou wel sê, dat God se krag kan beweeg deur jou. God kan deur jou 'n verandering bring. En is die kans nie groot genoeg dat ons wel moet probeer nie, nee. So, elke genesing was 'n voorsmaak van hierdie toekomstige koninkryk, nee. En elke bevryding was 'n aankondiging dat Satan se heerskappy is verby. Sy mag oor mense is vernietig. Maar Jesus, God met ons, Immanuel, nee, was op aarde, en hy moes nog steeds autoriteit vat oor die demoniese mag. Julle verstaan die beginsel, nee. God is binne in jou, nee. Dis daai argument van, nee, as dit God se wil is, dan gaan dit maar net gebeur. Wie het al daai nou gehoor? Ekskuus, maar dit werk nie so nie. Jy moet die grondgebied inneem, en jy moet autoriteit vat, en jy moet sê, Here, wat is U wil? En dan, tot die mate wat ons openbaring kry ons openbaring van sy wil, nee? En dan stap jy binne. En dan sê die woord, daar waar ek jou voete neersit, sal ek vir jou autoriteit gee. Ek sal daai grondgebied vir jou gee. Maar weet jy wat, jy moet jou voet optel en so toe stap. Jy moet dit gaan doen. So die koninkryk konfronteer mag en duisternis. Lukas 11 vers 20 staan daar, Jesus verduidelik dat sy bevrydingsbediening 'n bewys was van die koninkryk wat aangebreek het. Dis 'n fisiese bewys, né? Maar okay, so elke keer as jy dink aan jy soek 'n bewys, né, dan dink jy aan Thomas. Thomas het ook gevra vir 'n bewys, maar hy het gevra vir 'n bewys uit die positiewe uit, né? Hy het reeds geglo. En hy wil net seker maak. Die Jode het gevra vir 'n bewys uit die negatiewe uit. Hulle het nie geglo nie, en selfs al het hy die bewyse gelewer, het hulle nog steeds nie geglo nie. Met ander woorde, dit gaan oor die oortuiging van jou hart. So, Jesus beskryf homself as die een wat in Markus 3:27 staan dieselfde, nee. Niemand kan die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof as hy nie eers die sterk man bind. Met ander woorde, ek en jy, nee. Wie het al gehoor in die Bybel God sê hy gee vir jou autoriteit? Ons almal het dit al raak gelees, nee? Of iemand het daaroor gepreek, iemand het daaroor gepraat. Okay, maar hier verduidelik hy vir ons, hoe neem jy autoriteit? Nee, jy bind die sterk man deur jou groot maatjie wat saam met jou gekom het, nee? Ek het so pel gehad, hy was 'n skrammie op skool, nee, hy kon dit regtig goed regkry om 'n fight te begin. Hy is baie goed daarmee.
En dan dan is ek nie eers bewus van die fight wat gaan begin is nie. Nee, en as ek weer sien, dan word ek so getrek. As ek staan nie so. En dan moet ek nou daar staan. As ek soos, maar wat gaan nie aan? Ek ken nie eers die ou. Nee, nou dis vlees. Jesus sê, nee, hy gee vir jou toegang tot sy koninkryk. Jesus sê hy maak jou deel van sy koninkryk. En die manier hoe hy sy koninkryk gedemonstreer het, is deur autoriteit te vat. En nou, ek sê nie ons moet uitgaan en iemand soek, nee, wat demoniese magte oorheers. Maar ek wil vir jou sê, dat daar waar jy werk vandag, nee, het jy uitdagings om te oorkom. Ek wil vir jou sê, dat binne jou gesin en jou familie, is daar mense wat sit met verwerping, is daar mense wat sit met onvergewensgesindheid, nee? En is daar mense wat sit met die uitdaging dat hulle nie van God af kan ontvang. So jy hoef nie te gaan soek vir die werk van die vyand nie. Jy kan sommer net jou oë oopmaak. En dan kan jy sien dit is daar. En dan begin jy autoriteit neem, nee? Met ander woorde, die volgende familiekeier begin jy nou nie demone uitdryf nie, asseblief. Jy gaan nie weer genooi word, nee? Of jy gaan net selektief genooi word. Maar jy begin deur autoriteit te vat, nee? Oor daar waar die vyand steel. Nou vra jy vir my, okay, maar waar's dit? Ja, dit is nogals vrek maklik, nee? Het jy al gesien, hier by ons is dit nogals lekker. As 'n pyp lek, nee, en dan is die grond 'n ander kleur. Is nie moeilik om 'n blik te kry nie. Jy ry net op en af en sê, okay, daar is die lek. Jy moet so 'n bietjie soek en dan net jy op, nee? Nou dit is hoe jy sien. Jy kyk en dan sê jy, okay, daar steel die vyand. Daar steel hy vreugde. Daar steel hy vrede. Daar bring hy wanorde. Daar's verwerping. Daar's onvermoë. So, okay, God is nie daar teenwoordig. Die vrug van die koninkryk word nie daar gedemonstreer. En dan het jy 'n verantwoordelikheid, nee? 1 Johannes 3:8, hiervoor het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Om orde te bring, daar waar die vyand wanorde bring. So dit was deel van sy sending gewees, dit was nie net bloot om sonde te vergewe nie. Want anders is daai teologie nogals lekker, nee? As ek een keer gered is ek altyd gered, so ek sê die dingetjie en ek glo dit opreg en dan kan ek maar net my lewe leef, nee? Ek kom net doen wat ek wil en dis alright. En dan is dit glad nie nodig dat ons Sondag by mekaar kom nie. Weet jy wat, is glad nie nodig dat jy jou Bybel lees nie. En dis ook glad nie nodig dat jy 'n verhouding met die Here het nie. Want ons het nou die chap gekry. Maar dis nie hoe dit werk nie. Want God sê, wees deel van my koninkryk. En weet jy hoe werk 'n koninkryk? Nee, daar's 'n koning. Kyk, nee. So hy sit bo, nee, en jy is in diens van die koning. En het jy nou al gedink as jou voorman, nee, môre nie opdaag vir werk nie? Gaan daar so 'n bietjie emosie wees, nee? As hy nie gereël het nie. En dan sê God, jy is deel van my koninkryk en ek het 'n rol vir jou om te vervul, maar ons daag net nie op nie. Nou dis presies hoe daai mindset is, van as ons een keer gered is, ons altyd gered en ons hoef nooit iets te doen. Maar God sê, ek wil soveel meer vir jou hê. Ek wil jou deel maak. So Kolossense 2:15 staan daar, nadat hy die owerhede en die magte ontwapen het, het hy die huis ingegaan, dit openbaar tentoongestel en daardeur hulle geopeneer. So die kruis, nee, was nie Satan se oorwinning nie. Dit is nie toe die Satan vir Jesus oorwin het nie. Die kruis was Christus se triomftog. Nou dis ook 'n kontras, nee. Ons het so 'n paar weke terug het ons gepraat oor hoe Jesus moes gelyk het, nee. En toe kyk ek nou weer hierdie week daai stukkie van die Passion oor net voor hy gekruisig was, nee. En ek meen die eerste keer toe ek dit gekyk het, was dit sleg geweest, nee. Toe ek dit nou kyk, is dit nog gekoog, nee, hy lyk eintlik nog redelik alright.
Want jy kan nog sien as 'n mens. Jy kan nog sien daar het 'n tannie gestaan met 'n poeiertjie en gemaak dat die gesiggie blink, vir die kamera. Nou dis moeilik om te dink dat wanneer God daai beskryf, en na daai milieu dink, dan dink hy, okay, maar dit was my triomftog gewees. Dit was deur dit wat ek die Satan oorwin het. Deur die feit dat ek myself verneder het, deur die feit dat ek die opdragte van mense uitgevoer het, en 'n stuk hout by 'n heuwel opgedra het. Deur die feit dat ek myself onderworpe het aan hulle opdragte, en nie gereageer het. En nie toegelaat het, dat hulle arrogansie 'n reaksie doen. En dan sê, God sien dit as sy triomf. En dan dink ons, as ek deur 'n bietjie vernedering moet gaan, nee, dit sal nie deur. Kan nie, ek kan nie verneder. Dis 'n trotse man. Ons het hierdie gedagte en hierdie vooropgestelde idee van hoe lyk God se koninkryk, En dan kom God en hy draai dit heeltemal om en hy sê, okay, maar jy dink dis om 'n posisie van mag te bekry, Ek kom in die swakste vorm en dan dien ek. En dan verneder hulle my en dan dien ek hulle nog steeds. En dan spoeg hulle op my en dan dien ek hulle nog steeds. En dan lag hulle vol. En dan bid hy vir hulle. En dan dobbel hulle met sy klere en dan hoop hy dat die Here genade op hulle sal hê. Dis die God wat ek en jy dien. Ons vlees wil reageer. Ons vlees wil ons posisie bevestig. God sê, staan in sy koninkryk. Hy sê, want sy koninkryk word verkondig, wanneer die wat gevangene is, bevry word. Wanneer mense uit duisternis uitgelei word. Dis wanneer God se koninkryk bevestig word. Wanneer kettinge afgebreek word. Wanneer lewens herstel word. Ek kan vir jou sê, niks herstel 'n lewe soos 'n ander ou wat nederig is. Niks verneder 'n trotse man soos sy opponent wat hom met nederigheid en liefde hanteer. Ons moet sien dat God se koninkryk die teenoorgestelde is van wat ons dink ons wil hê. En dat wanneer ons daai posisie inneem, dan sê God, sy eerste beloning in Christus is, jy sit aan my regterhand. Jy kry alles. Nie die bietjie wat jy wil gehad het nie. En dan het ek en jy nou die voorreg, dat hierdie koninkryk waarin ons leef, word voortgesit deur Heilige Gees. In Handeling 1:3, na sy opstanding verskyn Jesus 40 dae. Vir 40 dae was Jesus saam met sy disippels, hy het aan hulle verskyn. En terwyl hy met hulle gepraat het, en oor die dinge van die koninkryk van God gepraat het, kan ek net dink dat die kruis was hierdie sentrale onderwerp gewees. Want hulle het hierdie traumatiese ervaring gehad. En hier kom hy en hy's in hulle midde. En dan praat hy met hulle en hy sê vir hulle, maar dis hoe my koninkryk lyk. My koninkryk lyk so. God sê vir ons hoe sy koninkryk lyk. Hy sê vir ons hoe moet ons binne in hom dit funksioneer. En dan sê hy vir hulle in Handeling 1:8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En ek dink dis die sleutel. Ons probeer baie keer uit ons eie vermoë uit autoriteit vat oor ons omstandighede. Sonder dat ons die krag van die Heilige Gees deel maak van hoe ons sy koninkryk tot stand bring. So die Gees het nie net gekom bloot om gelowiges te vertroos.
Maar hy het ons uitgekom om ons toe te rus. Ons moet regtig aan hom begin dink soos 'n stoor wat vol is. En Heilige Gees is die stoormeester. En jy kan daar by hom gaan sit, en met hom praat. En dan vertel hy vir jou presies hoe werk alles. En dan sê jy vir hom wat jy nodig het en dan gee hy dit vir jou. En dan môre kan jy nog gaan. En ons genoeg. En dan gaan jy weer terug en dan vertel jy vir hom, maar ja, ek sit nou met hierdie probleme en ek het nou hierdie stuk toerusting nodig. Dan sê jy, okay, nee, ek weet dit. En dan dis hoe dit werk. So jy dit gebruik, so jy dit toepas in hierdie omstandighede, dan maak jy so. So. Soos Jesus vir die disippels gesê, gooi dit aan die ander kant uit. Vang al die hele nag. Ja, net 3 meter so. Dan skeer die lente. Ons dink, ons moet alles verander, radikale skuwe maak. En dan al wat die Here vra is draai nie daai frekwensie waarop jy in fokus. En fokus net op my koninkryk. Draai nie daai knop, Ons het nou nie meer sulke radio's nie, ons radio soek nou deesdae self die stasie. Maar jy kan daai radio's onthou wat jy so gedraai het, en dan kry jy die sein, en kry jy nie die sein nie, En dan as jy ry, dan moet jy weer draai en weer soek as jy van die liedjie gehou het, Daai ou radio's, Nou, draai nie die frekwensie, sodat jy hom mooi kan hoor. So, as ons dink aan Pinkster, dan dink ons, okay, hier is die begin van 'n nuwe godsdiens, Dis die uitbreiding van die koninkryk, maar as gevolg van hoekom het die koninkryk uitgebrei? Wat Heilige Gees het uitgestuur. En toe ek daai getuienis hoor van daai soldaat, toe dink ek, maar dis presies wat in Pinkster gebeur. Hy kon in ander tale praat, maar hy het mense se sonde ontbloot. Met ander woorde, hy het hulle verneder. God sê as hy jou vergewe het, is hy so skoon soos 'n lam. So wit soos 'n lammetjie se wol, soos 'n deken wat nie 'n vlek het. Dis wat God sê. Die vyand kom en dan vermom hy, Dan lyk hy soos die regte storie. Hy lyk amper naby aan die waarheid. Maar hy kom om te verneder. Johannes 14:12 sê hy, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Met ander woorde, ek en jy is geroep om dieselfde te doen as wat Christus gedoen het. Ja, maar nie ek nie, want ek kan nou nie so lekker praat nie, of ek bid nou nie vir mense nie, of ek doen nie dit nie, of ek doen nie dat nie. Maar waar die Gees werk, word vrede gevestig, en word geregtigheid sigbaar, en word Christus verheerlik. En dis my gebed, My gebed is dat ek en jy sal weet dat ons nie net gelowiges is nie, maar dat ons 'n taak het om te vervul, dat ons die taak van ambassadeurs van God se koninkryk het. Met ander woorde, ons moet uitgaan en ons moet hom verteenwoordig. Want ons burgerskap is nie meer op hierdie aarde nie. Ons burgerskap is in die hemele. Jou ewigheid het reeds aangebreek. Jy hoef nie te wag vir die dag wat Christus gaan kom in die wêreld oordeel nie. Jy is reeds deel van daai koninkryk. Ja, ons sien uit, ons sien regtig uit na die dag, Maar jy leef reeds in daai tyd. Jy leef reeds vandag in ewigheid. Die koninkryk van God het reeds vir jou aangebreek. Dis iets wat nog moet kom nie. Petrus 2:9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Die kerk verteenwoordig die koning op aarde. Nou die kerk is nie ek
of die leierskap, nê, of wie ook al nie, nê. Ons is die kerk. Van die jongste tot die oudste, van die slimste tot die domste, van die mooiste, nê, tot die lelikste, van die rykste tot die armste. Ons is die kerk. En ons, soos 2 Korintiërs 5:20 sê, ons tree dan op as die gesandte van Christus se wil. Ons. Met ander woorde, ek en jy verteenwoordig hom, en ons is gemeente, nee, ons is kerk, moet die waardes en die norme en die standaarde, nee, van die koninkryk demonstreer. So wanneer iemand na ons kyk, nee, dan moet hulle kan sê, o, daar's 'n vrug wat ek nie ken nie. Wat is dit? Kan julle onthou toe persiemons Suid-Afrika toe gekom het? Nee? Ken julle persiemon? Dis so snaakse vrug wat van Mexico afkom. Het lyk soos 'n tamatie, maar dit proe soos 'n narkie wat gekruis is met 'n, ek weet nie, nee, dis soos, 'n tamatie-pruim. Daar is die mooi Afrikaans, 'n tamatie-pruim. Nee. Ja, dit is amper soos 'n tamatie en 'n pruim wat babietjies gehad het, nee. So nou kom hier die snaakse vrugte daaraan en dan kyk jy na die vrug en dit is soos maar dis vreemd, nee. Was jy al in Asië gewees en dan die markte toe gegaan? Wie was al in Asië na daai markte toe gegaan? Net ek, nee. It's amazing, jy stap daar en jy sien die goed wat jy nie geweet het iemand in hulle mond kan druk. Jy kyk na daai goed en dan dink jy, ja, goed. En dan smil die mense daaraan, dan staan hulle toue vir goed wat jy dink, dis rof. En dan die vrugte het sulke tentakels, nê, en sade, en hulle is ander kleure, nê, en die vlees se tekstuur is anders dan. En is taai, mens kry sulke groot jackfruit, nê, ek weet al van 'n jackfruit gehoor, nê. Dis seker so lang silindriese ding, nê. Julle het seker in Sri Lanka daarvan gehad, nê. Dit is so taaierige binnige massaatjie oor die pitte, nê. As jy dan vat as jou vinger so, jy kan dan niks raak nie. Dis vrug wat anders is. Dis vrug wat iemand nog nie voorheen gesien het nie. Dis hoe die koninkryk van God lyk. So die groot opdrag is die koninkryksopdrag, nee, Matteus 28:18-20 begin Jesus en hy sê, hy begin met gesag, nee. En dan sê hy, aan my is gegee alle mag in die hemele en op die aarde. So dis waar Jesus begin, né? So dis hoe koninkrykstaal lyk, né? Koninkrykstaal verwys altyd terug na die koning. Hy is die begin, hy is die einde, hy is die redder, hy is God, hy is liefde, hy is reg, né? Hy is die koning. As hy sê spring, dan vra ons hoe hoog, hoe gereeld en vir hoe lank. En dan doen ons dit met 'n smile. Wat ons weet, né? Daniël 7:13 en 14, nê, was eeue voor Jesus, nê, Daniël geprofeteer. Hy sê aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. Dis die krag van die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat jy tot toegang het. Daai stoor wat ek van gepraat het, nê. Daai stoor wat jy het 'n tag, nê. Nou daai deure wat jy moet 'n tag hê om by daai deure te gaan, nê. Jy het 'n tag. Jy het 'n tag om by daai deure te gaan. En dis jou keuse. Jy kan elke dag by daai stoor stap, nê. En wonder wat gaan daar binne aan. Jy kan elke dag wonder. Of jy kan swipe en instap en Heilige Gees vra maar hoe werk dit? Of hoe doen ek dat? Of help my hier? Wys my dat. So die opdrag is nie bekering nie, en die opdrag is nie om die kerk te groei nie. Nee, dis nie die opdrag. Die opdrag is eenvoudig, nee. Die opdrag is om mense te leer, hoe lyk dit om onder die regering van die koning te leef? Om binne 'n koninkryk te leef.
om hulle voor te stel aan die koning. Sê, my skoonpa het so 'n mooi manier gehad, nee, as hy 'n moeilike persoon na die Here toe wil ry, nee, dan gaan hy nou toe en sê, ek het vanoggend gepraat met iemand wat regtig lief is vir jou. Wat baie graag met jou wil praat. En dan selfs die moeilikste ou, nee, sy hart is soos, regtig. Wie is dit? En dan sê hy vir hulle, nee, dis Jesus. Nou, dis 'n koninkryks ingesteldheid. Nee. Om uit daai posisie uit iemand toe te naam. Dit sê, ek ken iemand wat 'n behoefte het om 'n verhouding met my. Ek ken iemand wat 'n behoefte het om te hoor wat gaan in jou hart. Ek ken iemand wat 'n behoefte het om jou te help met dit waarmee jy sukkel. So Matteus 24:14 sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld. So ek en jy sit, nee, en dan dink ons, okay, maar hoe kan ek groei in my geloof? Nee. Hoe kan ek 'n beter Christen word? Ek dink ons almal het al gedink, nee, ons wil groei in ons geloof, nee. Ons wil beter wees, en ons wil graag nader aan die Here wees, en ons wil graag meer, nee. Ek wil al die appelkar omgooi en sê, okay, maar in plaas van om te sê, ek wil beter wees, nee. Ek wil groei in my geloof, nee. Kom ons begin net doen. Kom ons begin net sy koninkryk prakties uitleef. Kom ons begin Jesus se koninkryk verkondig. Kom ons begin Jesus se koninkryk demonstreer vir die mense rondom ons, nee. Kom ons begin om die mag van duisternis te breek, daar waar ons 'n teekom. Sommige net in jou daaglikse lewe. En ons maak nie 'n groot boei daarvan nie, ons doen dit sommer maar net. Jy al gesien as jy by die drywer kom, nee, en daar's 'n probleem met die planter of met die dit of die dat, nee, en hy het net gestop, nee. Dan dink jy, ja, ou moet klim net uit en doen net dit, nee. As dit 5 sekondes, dan is hy weer aan die gang. Maar hy het gestop, want die liggie het geflikker. Nee, en nou ons reaksie is baie keer so, ons stop net, want ons is bang iets gaan fout, nee. Maar al wat ons moet doen is ons moet na die stoormeester toe gaan en hom vra, hoe lyk dit? Wat maak as dit gebeur? Hoe moet ek dit aanpak? Jesus het Heilige Gees vir ons gegee, en deur dit, nee, het hy ons as kerk, ons as gemeenskap gestuur. So die vraag, nee, daai vraag van, hoe kan ek groei in my geestelike lewe, nee, moet getransformeer word na die vraag na, hoe kan anders sien dat God se koninkryk in my lewe manifesteer? En dalk is jou vrug vreemd, nee, dalk is dit 'n tomatieprym, of 'n jackfruit, nee, of wat is daai, so pinkerige vrug, dragonfruit, nee, pinkerige vrug met sulke snaakse hakies, nee, en dan sy wit vlees met swart spikkeltjies, nee. Dalk lyk jou vrug vreemd, nee, dalk het mense dit nog nooit gesien nie. Maar dis juist die punt. As God my kan gebruik, kan hy enigiemand gebruik. Nee. En ek dink elkeen van ons kan so sê. So Jesus se koninkryk, nee, het hy gedemonstreer, en Heilige Gees het gekom om jou te bemagtig, om dieselfde koninkryk aan hierdie wêreld bekend te maak. Totdat hy weer kom. Ek en jy het die voorreg om ander te vertel van hom, totdat hy weer kom. Ons moet aanhou om dit te doen. So sluit asseblief julle oë. Dankie Jesus dat ons in afhanklikheid van U kan staan, Here, en dat ons kan vra dat U genesing en U genade vir ons harte genoeg is, Here. Dankie Heilige Gees dat U krag wat in en deur ons beweeg, vir ons die vermoë gee, Here, om die heerskappy van Jesus as koning tasbaar en sigbaar in ons lewens te maak. Ek seën julle met die vermoë om die koninkryk van God sigbaar en tasbaar te maak in julle lewens. Ek seën julle met die vermoë
om vrug te dra waar hy julle geplant het. Ek seën julle met die vermoë om vrede te dra waar daar onrus is, om lig te wees in duisternis, om hoop te bring waar daar gebrokenheid is, om genade te demonstreer ten spyte van omstandighede. En ek seën julle met die vermoë om in die gemeenskap van die Vader en van die Seun en van Heilige Gees te leef elke oomblik van elke dag. En ons bid dit in Jesus naam. Tot hy weer kom. Amen.